Goeiemôre, dis weer vir my en ook vir Jansen 'n groot voorreg om saam met jou te kuier. Ons praat oor die rol van die vrou in die tyd van die Here Jesus en in die lewe van die Here Jesus, mense wat met hom te doen gehad het en hy met hulle, en ook waar die Here Jesus bloot verwys het na vroue. Vandag dan die gedagte van ma. Ek hoop jy verstaan wat ek probeer sê. Hoeveel keer moes ons as kinders, en ons eie kinders het dit dalk ook maar gedoen, om hierdie uitroep te gee, wanneer ma hulle bietjie verleë laat voel. Daar kom ons 'n stadium op 'n kind in 'n kind se lewe, dat ma moet asseblief tog net nie hom 'n druk gee vir sy maats nie. En as sy hom nog wil soen, dit is te erg. Ma, verstaan my frustrasie, jy maak my verleë. So 'n voorval het plaasgevind, waarvan ons lees in Matteus 20, vers 20 tot 24. Die ma hier betrokke is die moeder van Jakobus en Johannes, disippels van die Here Jesus. En hierdie ma het agtergekom dat die twee disippels, haar twee seuns, besondere rol gevul het tussen die ander disippels. Trouwens, sy was van mening dat hulle baie spesiaal was. Soveel so, dat sy die vrymoedigheid gehad het om na die Here Jesus toe te gaan met die versoek, dat hierdie twee seuns, een aan Jesus se linkerkant en die ander een aan die regterkant van Jesus moet wees in die ewige lewe. Die disippels was glad nie beïndruk met hierdie ma nie, en hulle was eintlik kwaad vir die disippels, omdat hulle ma so voorbarig was om die versoek aan die Here Jesus te rig. Maar soos ons die Here Jesus ken, hy was uitrustig, kalm gebly, en net vir haar gesê, luister, dit is nie vir jou of vir enige iemand om daaroor te besluit nie, maar weet jy wat? Dis belangrik dat diensbaarheid altyd 'n deel sal wees van 'n disipel se lewe. Jou seuns se diensbaarheid is baie meer belangrik as spesiale eer wat hulle moet kry, of 'n vermelding, of 'n posisie. Wees diensbaar, soos wat Jesus is, as diensbare gekom het na die aarde vir mense. Maar moenie dink dat Jesus nie omgee vir jou kinders nie, maar moet hulle nie verleë maak voor die ander nie. Mooi dag.